Ek was lees Efesiërs hoofstuk 2 vers 8 en 9, my tema vanmôre, loop in die genade van God. Loop in die genade van God. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Baie dankie Here vir die koningskap vanmôre. Daarom is my hart oop, my gees wakker, my ore gespits om die woord te hoor, sodat u genade my kan verryk, sodat u genade vandag vir my 'n wonderwerk sal doen. In Jesus naam. Amen. Wanneer ons oor die genade van die Here praat, besef ek en jy, ons praat oor die guns van die Here, nee, die aanbidding, dit favor of the Lord. Wanneer ons, sê maar jy bid en sê, Here, ek beroep my op die genade, wat doen jy eintlik? Jy beroep jouself op die krag van God. Jy beroep jouself op die mag van God. Jy beroep jou op die heerlikheid van die Here oor jou lewe. Jy beroep jou dat die Here se krag en autoriteit sal manifesteer. Genade is nie iets apart van God nie. Dit is God, want God is genade. En dis vanmôre daai wat ek by jou kom werk, dat die Here vanmôre soos water oor jou sal vloei en dat jy dat die genade van die Here opnuut sal uitdruk, sodat jou gebede en jou drome weer nuut kan word. Want dit is 'n verskriklike ding om te lewe dat jy nie meer drome het of verwagtinge het, of jy het 'n droom en jy dink hierdie droom gaan nie 'n waarheid word nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê dat daar is genade om jou drome 'n werklikheid te maak, om jou gebede in aksie en lewendig te sien dat die Here hierdie goed vir jou kan laat manifesteer. Want as ek die genade los en ek dink Gods water oor Gods akker, sukkel ek en jy. Ons sukkel, want ek wil vir jy sê, jy gaan dieselfde gebede oor en oor bid, sonder dat daar 'n verwagting gaan wees. Maar as daar genade is, dan besef ek en jy dat die Here se krag kan manifesteer om die onmoontlike moontlik te begin maak binne in my en jou se lewe. Ek was gered deur die genade van die Here, ten spyte van my adres. Ten spyte van my opvoeding. Ten spyte van my persoonlikheid. Ek was gered ten spyte van wat mense van my gedink het, of wat mense van my gesê het. Ja, amen. En dis wat God wil werk, dat ten spyte waar jy is, en ten spyte wat jy dink, en wat mense sê, wil God vanmôre dat jy genade moet ervaar, sodat die onmoontlike in jou lewe kan moontlik waar word. Daai droom wat jy bid, en daai gebede wat jy bid, wat so ver voel, en so magteloos voel, dat dan vanmôre vir jou genade sal kom, dat die Here ten spyte van waar jy is, en ten spyte van wie jy is, jou genade sal gee. Amen. Want daarom is ons gered deur die genade van die Here. Dawid het koning geword. Hy was nie die eersgebore nie. Hy was 'n stiefbroer van sy broers. Hy was nie die eerste nie. Maar wat doen God? Ten spyte dat hy 'n skaapherder was, ten spyte wat sy familie van gedink het of gesê het, daag God op. En die profeet Samuel kom. Hy was nie eens in die koningslyn nie. Sy pa was niks eintlik nie. Maar God kom en hy kies hom. En hy verander sy lewe. Dis daai ding wat ons altyd kyk, wie is ek en wat het ek gedoen en kan ek, is ek goed genoeg, kan dit vir my gebeur? Ons kyk altyd teen die onmoontlike, wat jy weet altyd aan wat jy is, wat jy gedoen het. Maar God wil vanmôre, jy moet skuif daarvan en ophou dink wie jy is en wie hy is. Laat God sy plan vir jou werk. Laat die Here jou verras. Amen. Laat die Here vir jou goed wees. Amen.
Loop in hierdie genade van die Here en verwag aanhoudend die goedheid van God, die genade van die Here oor jou te vloei, ten spyte of jy die beste is, die wonderlikste is, hoe jy opgevoeding is, en wie jou ma is, en wie jou pa is, aan die bokant van die treinspoor, aan die onderkant, ten spyte daarvan, dat jy sal loop en dink, maar God is vir my goed. Amen. Die Here gee vir my genade. Samson, hy was geroep om Israel te verlos, maar toe is nou daai meisietjie met haar rooi hakskoentjies en hy like haar. Toe maak hy aan haar 'n geheim oop. Nie geheim vir haar nie, maar dit wat hy moet vertroetel het, dit wat vir hom kosbaar moes wees, maak hy of dit niks is. Want hy kon nie geknaag en die gemounery nie vat nie. Is dit nie wat die duiwel met jou doen nie? Jy gee inlating vir goed wat jy nie moet wil nie. Dit wat vir jou kosbaar en mooi is, vertrap ek en jy soms, want ons dink dit is niks nie. Amen. Here roep jou, Here praat met jou, wat doen jy? Dan kom jy en dink, ek gaan die job nou doen, en later wat doen jy? Jy verruil dit vir iets, wat eintlik nie waardevol is nie. Wie is sy en hulle vang hom en hulle steek sy oë uit en hy loop en pers, Hy kon ook gesê het, ek verdien ook om hier te wees, dis my eie skuld. Hoekom sal God my hoor? Hoekom sal God vir my omgee? Ek het hierdie ding opgewons. Dis my eie skuld. Ek verdien nie die goedheid van die Here. Ek verdien nie die genade van die Here. Kyk wat het ek alles gedoen. Hier is ek niks en niemand nie. En ek onder die grond en ek weet van niks nie. Want ek kan nie dink dat die Here in hierdie toestand my sal hoor of sal sien nie. Maar wat doen God? God daag op. Amen. Ten spyte van wat hy gedoen. Ten spyte van waar hy was. Dis wat genade doen. Amen. God ken jou. Hy weet. As jy opgemors het. Hy weet. Dis nie 'n nuwe ding as jy vanmôre by hom kom sê, Here, ek wil nie net sê ek het opgeneem wat hy sê. Ek was daar dit gesien. Is dit nie? Amen. Maar ten spyte van wat jy dink, dat God moet hoor of nie hoor nie. Ten spyte dat jy aan jou karakter dink, goed wat jy gedoen het, wat jy nie moes doen nie. Ten spyte van jy sê, dis die karakter van God. Ten spyte van wat jy gedoen het, gee hy genade. Ja, Amen. Ten spyte van hoe jy voel oor jouself, jy weet dit is te laat en ek kan nie meer nie. Ten spyte daarvan. Want God weet dit, God ken jou, amen. En wat wil hy doen? Jou nou uithaal. Hy wil jou omstandighede vir jou verander. God wil vir jou God wees. As jy net vanmôre na daardie genade kan gryp, en dat hy genade 'n werklikheid kan word, sodat die genade weer by jou kan kom lê, dat jy besef, die onmoontlike is moontlik. Die onmoontlike, oh my God, laat die onmoontlike moontlik word. Dis nie awesome nie. Ten spyte van wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, kan ek vanmôre kom en sê, Here, gee vir my genade. Amen. Ek weet nou nie meer, dis my ek vertel. Eers toe ek op skool was, ek hakkel so aan. Mees my ma wou na my luister. En toe die Here my roep, na aanddiens, ten spyte daarvan, staan hy dan met iemand en praat. Iemand het gesterf en hulle het my geken en ek het diens gedoen, sê toe. Hakkel jy nog?
Verstaan jy dit? Spyte. Wat doen God vanmôre? Wat wil hy jou vanmôre doen? Dat jy kan lewe en loop in die onmoontlikheid van sy genade. Jakob kon daar nie voor aangaan, dat daar nie verlore geleenthede weer sal terugkom. Want as dit ons dit is verby, ek is te oud, dit gaan nie meer werk nie. Ten spyte daarvan, wat doen genade? Maak die onmoontlike moontlik. Jakob gedink sy seun is dood, né? Josef is dood. Oor die 13 jaar ween hy oor iets wat gebeur het, dat nie 'n waarheid is nie, né? En jy moet verstaan dat as jy na daardie geskiedenis gaan kyk en ons geskiedenis daarvan, wat doen 'n pa? 'n Pa wil sy seuns seën, né? Dit is die mag wat ek en jy het binne in ons huis, die autoriteit om vloeke te kan breek, om jou kind te vat en vir hom of haar te bid en na jy by God was, om te hoor wat sê God oor jou kind en vir hom of haar te bid om in die plan van God in te leef. Dit is ons mag, pa. En jy kan sit en met jou kleinkinders kan sit, wat dit eers verdien nie. Nou ja, die Josef se vrou was 'n Egiptenaar. Afgodediens gehad, verstaan jy? Maar ten spyte daarvan kom Jakob en hy sê ek is excited oor sy seun. En toe bring hy vir Manasse en Efraim in. Wie is dit? Jou kleinseuns. Wat doen daai oupa? Wat lê in hom? Die mag om te sien. Ten spyte van hulle ma. Onthou net. Jy verstaan as jy na die geskiedenis kyk, God is 'n God vir sy volk. Amen. Daar hoeveel te meer vir my en jou as 'n kind van God. Ten spyte van jou ma. Ten spyte of hulle geglo het of nie. Ten spyte of jy die Here gedien het of nie. Kan jy opstaan en vir jou familie begin bid om die lot van hulle lewens te verander. Dat die Here vir jou genade sal gee om in jou kinders en jou vrou en jou familie te kyk en te gaan na by die troon van die Here op jou knieë te val en sê, Here, spreek met my oor my kinders. Spreek met my oor my kleinkinders. Amen. Dat ek hom en haar kan vat en hulle kan sien. En dat daardie seën so kragtig kan wees, dat die vyand in al sy mag dit nie kan vernietig nie. Why? Because God said so. Amen. Die einde van alles is wat God doen. Jy wat mense van jou dink nie. God kyk nie na jou omstandighede. Ek kan nie. Nee. Kyk nie na jou ma's nie, kyk nie na jou pa's, kyk nie waar jy is nie. Daarom so belangrik vanmôre dat jy sal gryp na die kleed van die Here, na die guns van die Here. Sodat ek en jy, wanneer ons vir mense bid, dat daar die mag en dat jy kan seën en die krag van die Here kan werk, maar meer ook dat terwyl jy dink jou droom is dood, onthou net baie keer praat ek en jy van ons kinders, nou bid jy vir jou kinders, nou onthou net die vyand is baie slinks, né? Nou hoor ons baie keer die kinders het die Here aangeneem na die ma of die pa dood is. So sy het nie die kos, sy het nie die vrug van haar gebede gesien. So wat doen ons soms? Jy stap by selfe pad. My kind sal seker die Here dien na dood is. Want nou kom die vyand lê hy daai ding in jou hart. Verstaan jy wat ek vir jou wil sê? Nou hoop jy op jou dood. Hoekom draai jy nie daai ding om nie? En sê, Here, ek wil sien dat my saad en my kleinsaad die Here dien.
Is dit nie? So maklik kom die vyand en hy gooi 'n ding in jou in en jy kom en jy maak dit toe en jy vertroetel dit. Wel as hulle nie nou die Here gaan dien nie, dalk as ek dood gaan hulle die Here dien. Ek gaan hulle nou nie sien nie, maar halleluja. Sy arme jy. En dan wat doen jy verder? Jy maak dit 'n waarheid in jou eie hart. Luister wat pastoor vir sê, dan maak jy dit 'n waarheid in jou eie hart. Amen? Hoekom kan God nie 'n wonderwerk doen, dat jy kan sien jou kinders en jou kleinkinders dien die Here nie? Is God se hand nie lank genoeg sterk genoeg om 'n wonderwerk te doen nie? Wie dan daardie kind is hy? Amen. Meet hom met God. Kan nie compare nie, nee. Self jou drome. God het in my en jou drome gegee. En so maklik wil ons dit opgee van my ouderdom. Ek is nie meer lus nie. Dit kan nie meer gebeur. Hoekom laat jy God nie God vir jou wees nie? Hoekom ek en jy nie net en loop in die genade van die Here nie? In hierdie godheid van God nie. Amen. In die heerlikheid van die Here. Hoekom loop ek en jy net binne die salwing van God? Amen. Baie mense roep uit, Here help my, Here genees my. En baie keer word dit net woorde, maar jy besef nie dat God vir jou wonderwerk wil doen. Amen. Ons laat dit soms, ons skuif, baie keer skuif ons eie wonderwerke, ons eie genesing skuif ons vorentoe uit. Ons hoop die dood kom, dat ek nie verder hoef te bly oor my siekte of krankheid, maar sê die woord nie, deur my wonde is daar vir jou genees. Sê die woord nie, as jy na my roep, sal ek jou antwoord nie. Sê hy nie, ek is die Here wat die oog, die mond en die oor gemaak het. Amen. So moenie jou genade laat skuif nie, maar gryp vanmôre dat die genade van die Here vir jou sal kom werk. Jou droom maak dit nie verloor. Jy kom en jy laat toe en sê, Here, ek weet, dit is die stories in my lewe. Maar ten spyte daarvan sal ek nog steeds my op die Here beroep. Ten spyte van my omstandighede, ten spyte van my adres, ten spyte van my omstandighede, of daar geld is of nie geld is, ten spyte daarvan sal ek my op die Here se genade beroep, sodat sy goedheid aan my geopenbaar kan word. Want daar's niks so lekker vir 'n kind van die Here, wanneer die goedheid van God jou besoek nie. Wat sê ek? Dis die genade. Ek verdien dit, luister vir my. Ek en jy verdien niks nie. En hy weet dit. And he doesn't care. Because if he shows you grace, he wants to. God wil vir jou genade gee. God wil om jou sy genade openbaar. Ten spyte van. Ja, amen. Ten spyte van. Amen. Hy bly die Here van die leerskare. So moet hom nie wegskuif nie. Moenie jou gebede wegskuif en dink, okay, dit is nou maar soveel drome nie. Laat toe dat die Here vanmôre jou sal vind. Wat sê ek het my knegt Dawid gesing. Amen, as jy hierdie woord begin lees, en sien jy hoe hierdie wonderlike Here my en jou kan aanraak, ons lewens kan verander. En ten spyte wie jy is, waar jy is, wat mense dink, wat mense sê. Amen. Dat ek oor my kind kan bid, dat hulle verstand kan open, dat die gees van die lewende God van wysheid in hulle kan leef en manifesteer. Ek het geweldige mag, as ek net toelaat, dat God my kan gebruik. Net toelaat dat God vir my God kan wees. Amen. Prys die Here. Kom ons bid. Kom ons gaan staan. Baie dankie dat U 'n besondere God is. En vanmôre wil ek kom en ek wil loop in die genade van die Here.
Ek wil begin wandel in die krag van God, in die wysheid van God, in die heerlikheid van die Here. Ek wil begin leef in die genade van God, waar die onmoonlike moontlik kan word. Amen. Ek beroep my vanmôre, nie op 'n mens nie op my omstandighede nie, maar ek beroep my op die lewende God. En ek sal myself rig na die geregtigheid van die Here. Ek sal myself rig om te wandel in die weë van die lewende God. En ek eer U daarvoor. Amen. Amen.